Hallo maats, ek is so bly om julle vandag weer te sien. Sjoe, ek het begin bietjie veel traak, ek kon nie wag om weer saam met julle te kuier nie. En saam met julle te leer nie. So, ons het 'n vorige keer lekker vragies gehad vir ons meisiemaats. Die video is ook vir almal, meisies en seuns, maar ons gaan vir julle vragies vra oor die mans van die Bybel. So, hier gaan ons. Ek hoop my vrae gaan julle bietjie iets leer, want ek dink julle is baie slim, maar kom ons draai. Goed, so, wie was die eerste man wat die Here gemaak het? Dit is so maklik, nee. Was dit A vir Adam, B vir Ben, of C vir Moses? Ja, dit is A vir Adam. Goed, dit was 'n maklike een, nee. Kom ons kyk. Wie het al die diere in die ark ingevat met die vloed? Was dit A vir Timoteus, B vir Noag, of C vir Petrus? Dit was ook maklik, nee. Ja, dit was B vir Noag. Goed, ons gaan hom nou so klein bietjie moeiliker maak. Kom ons kyk. Wie was Abraham se seun, die seun van die belofte? Was dit A, Abel, B, Isak, of C, Johannes? Was dit te moeilik? Nee, dit was nie. B, Isak. Goed. Hierheen dink ek ook is dalk te maklik vir julle, maar miskien gaan ek julle dalk vang nou. Wie was die seun wat bekend was as die dromer in die Bybel? Was dit A vir Abel, B vir Isak, of C vir Josef? Ek het dit eintlik weggegee, nee. C vir Josef, dis reg. Goed. Kan julle vir my sê, wie was die eerste koning van die Israeliete? Samuel het hom gesalf. Was dit A vir Isak, B vir Kain, of C vir Saul? Ja, dit is C vir Saul. Goed, we gaan nou so 'n bietjie moeiliker raak, nee. Ek weet nie, miskien het julle mamas en papas julle net te veel Bybel gelees dat julle baie slim is en hierdie is glad nie vir julle moeilik nie. Maar kom ons kyk. Wie is die man wat in die leeukuil gegooi was? A, Josef, B, Abraham, C, Daniel. Julle het hom. Daniel en die leeukuil, C. Goed, so nou so 'n bietjie van die C's af wegbly, nee. Kom ons kyk. Wie was Sadrag, Mesach en Abednego se getroue en goeie vriend gewees? Was dit A vir Daniel, B vir Josef, of C vir Aaron? Yes, dis vir 'n slag A. A vir Daniel, maar Daniel was ook die vorige keer die antwoord, nee. Daniel en die leeukuil, hulle was ook almal saam in die vuuroond gegooi. Weet of julle daai storie kan onthou nie? Goed, dis 'n baie groot testimony. So as jy hom nie ken nie, vra vir ma en pa om hom vir jou te lees. So, wat was die man se naam wat 'n leeu verslind het met sy eie kaal hande? Was dit A vir Paulus, B vir Samson, of C vir Dawid?
B, dis reg. B vir Samson. Goed, Dawid het ook 'n leeu en 'n beer doodgemaak, nê? Nee. Maar dit is Samson wat met sy kaal hande die leeu doodgeskeer het, nê? Nee. Goed. Kom ons kyk 'n bietjie. Gaan ons 'n bietjie na die Nuwe Testament toe gaan. Ek dink dis 'n goeie idee. Hierdie is 'n maklike een in die Nuwe Testament. Kom ons kyk. Wie was? Kyk, Jesus se pa is mos nou God, nê? Nee. En God het hom vir ons kom gee, nê, om ons te kom verlos hier op aarde. Maar wie is die man wat God toevertrou het om vir Jesus groot te maak hier op aarde? Sy aardse pa. Kom ons sê so. Was dit A. Isak, B. Paulus of C. Josef? Julle is te slim of die vraag is te maklik. Maar ja, C. Josef, skus. Amper maak ek Moses Jesus se pa. Goed. Volgende vraag. Kom ons kyk. Ook uit die Nuwe Testament uit. Wie was die man wat hy was ook 'n disipel gewees. Wie was die man wat op die water geloop het saam met Jesus? Was dit A. Matteus, B. Petrus of C. Timoteus? Julle ken hom ook, nee, is dit ook 'n bietjie maklik. B. Petrus. Ja, ek weet nie, ek dink daai is 'n bietjie nog maklik geweest. Kom ons kyk of ons vir julle 'n moeiliker vraag kan kry. Wie was die kort en klein mannetjie wat in die boom geklim het om vir Jesus te sien toe hy verbystap? Was dit A. Timoteus, B. Paulus of C. Saggeus? Ja, as julle een van my ander video's gekyk het, my gediggie van Saggeus, sou julle geweet het. C. Saggeus. Goed, as julle hom nog gekyk het, dit is super cool. Gaan kyk die video oor Saggeus. Baie oulike gediggie. Goed. Nog 'n vraagie uit die Nuwe Testament, nê. Wie was die geldinvorderaar wat 'n disipel van Jesus geraak het? Was dit A. Markus, B. Matteus of C. Saulus? Dis reg. B. Matteus. Goed. Ek dink ons het tyd vir nog so 3 vragies, nee. Dink so. Kom ons doen nog 3 vragies. Goed, nog een uit die Nuwe Testament, dan gaan ek nog so 2 uit die Ou Testament uit vra. Dan is ons 'n bietjie klaar, want sjoe, hierdie ding koppie raak nou moeg. Goed. Wie het vir Jesus gedoop in die Jordaanrivier? Was dit A. Paulus, B. Petrus of C. Johannes? Ja, dit was C. Johannes. Ek dink hy was ook 'n bietjie maklik, nee. Johannes die doper. Sy ma was mos Elisabeth geweest, nee. Die niggie van Maria. Goed. Ek gaan nog so 2 keer uit die Ou Testament uit vra. Kom ons kyk. Wie was? Hierdie is 'n goeie een. Wie was Moses se broer? Was dit A. Isak, B. Abel of C. Aaron? Weer C, ja, dis reg, Aaron. En dan die laaste vragie wat ek vir julle wil vra is wie wag, ek moet dit bietjie moeiliker maak vir julle. Kom ons kyk. Okay, hierdie is 'n lekker een vir 'n laaste vragie. Ek hou nogals van die storie. Sy ma, ek gaan vir julle leidraad gee. Sy ma se naam was Hanna. Sy het baie voor die Here gehuil om hom te kan kry. Goed. Watse seun of man het geluister toe God na hom roep in die aand? Toe sê hy, Here, hier is ek. Nee, toe die Here met hom nou gepraat. Goed. Is dit A. Dawid,
B. Samuel of C. Josef? Ja, B. Samuel. Goed. Vra vir julle ouers asseblief om julle die storie van die boek Samuel. Is actually baie cool. Ek dink die laities gaan baie van die boek hou. Dit gaan oor oorloë en allerlei goed. Dis bietjie rof, so laat mamma maar saam met julle dit lees. Maar ja, ek wil hê julle moet die Bybel geniet. En al die vragies en die mense wat julle leer ken het, is goed om te weet, jy kan God se karakter leer ken, nê? En as ons God beter leer ken, dan kan die liefde groei en ons kan 'n beter verhouding hê. So, ek hoop hierdie maak julle opgewonde om te gaan leer oor die Here en dat as ek julle volgende keer sien, is julle 'n bietjie slimmer. Tot ons mekaar weer sien. Bye.